Ek het onlangs 'n kursus oor die boek Lukas geloop by Lisa Harper iewers in Amerika. Sy werk onder andere met vrouens met verslawing. En dit is maar 'n klomp rowwe spulletjie met wie sy werk en die meeste van hulle land in die tronk as gevolg van hulle oortredinge. En een Sondag neem sy hulle almal kerk toe, dis 'n gereelde ding wat sy hulle neem en die pastoor is besig om te praat oor die disippels en hoe vreemde groepie mense hulle maar eintlik was, want jy weet dit is nou nie aansien mense wat Jesus gekies het as sy disippels nie, dis maar vissermanne, jy weet gewone mense. En hierdie een girl stamp so aan haar en sê, God really loves losers, hey. En dit is waaroor Lukas gaan. Jy sien, Lukas is die enigste van die skrywers van die evangelieboeke wat ook 'n uitgeworpene was. Want hy was 'n heiden of 'n nie-Jood soos die ander gewees nie. Nou Lukas het Lukas geskryf en dan het hy Handelinge geskryf. Die een volg eintlik baie mooi op mekaar, maar om een of ander rede het hulle Johannes tussen die klomp ingedruk. Matteus, Markus en Lukas is so 30 jaar na Jesus op die aarde was geskryf en Johannes is 25 jaar na hulle eers geskryf. En Lukas kan mens duidelik in hoe hy skryf sien, dat hy die ongeliefde mense, die losers, die uitgeworpenes, hef hy op en maak van hulle helde. Ja, die ander skryf ook dieselfde stories, maar hulle maak nie van hierdie mense helde, soos wat Lukas van hulle maak nie. Nou, Lukas self was, behalwe dat hy nie Jood was nie, was hy ook 'n dokter, en historikus gewees. So hy het baie meer feite en uiteengesitting van sy stories gemaak. As jy nou byvoorbeeld kyk na die Samaritaanse vrou en die vrou by die put. Die Samaritaan en die vrou by die put. Die vrou by die put het hy verander in 'n heldin. En as jy kyk na die Samaritaan wat langs die pad gelê het, die Jode het die Samaritane gehaat. Hulle het op hulle gespoeg as hulle verby hulle geloop het. En dit was vir hulle vuil mense gewees en hulle het in die publiek uitgejou. Dieselfde as die belastinggaarders. Die belastinggaarders het hulle beskou as sondaars. En ja, die belastinggaarders was nou nie juist goeie mense nie. Hulle het immers belasting van die mense gevat en nog somme iets ekstra ook, want hulle wou vir hulle self verryk het. Nou, ek wil hê ons moet kyk na Lukas 18 vers 9 tot 14. En ek gaan dit vir julle lees. En hy het ook vir sommige wat op hulself vertrou dat hulle regverdig is en die ander verag hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou 'n tollenaar was die belastinggaarders, né? En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver afgestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog raak. En so is die tollenaar die held in hierdie storie, want hy, Lukas skets hom as iemand met 'n goeie hart diep binne in hom, al doen hy sonde met die belasting.
Maar iets anders wat Jesus gedoen het, wat Lukas uitwys, is Jesus het vroue ook opgehef. En hy was nie skaam om saam met vroue gesien te word nie. Nou jy moet onthou, in daai tyd was 'n vrou 'n besitting vir 'n man gewees. As 'n vrou byvoorbeeld 'n Bybel lees of dan nou 'n boekrol lees, dan word hy verbrand, want dit sy maak hom onrein. 'n Vrou mag ook niks besit het nie. Maar kyk nou bietjie hier na Lukas 8 vers 1 tot 3. Ek gaan hom net gou vir julle soek en lees. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die 12 was saam met hom. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria, wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander, wat hom almal met hulle besittings gedien het. Nou hierdie besittings is goed uit hulle eie huise uit, wat hulle hom mee gedien het. Nou, kyk hierso, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes. Nou, dis dieselfde geslag van Herodes wat Jesus destyds as baba wou doodmaak. Sien julle hoe gebruik Jesus 'n hoofman se vrou om half sy secret agent te wees. Hy laat haar in die aande by haar man slaap, so 'n bietjie pillow talk te doen, te hoor wat beplan hulle die volgende dag vir Jesus, en dan sê sy vir hom, nee, ons kan nie hiernatoe gaan nie, ons moet liewer soontoe gaan. Is dit nie wonderlik hoe God werk nie? Kom ons kyk na Lukas 16 vers 19 tot 24. Ek gaan dit vir julle lees. En daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Jy sien, oopsere was baie onrein gewees in daai tyd. En hier gebruik Jesus die verhaal om vir ons te wys dat die ryk man het geen genade gehad nie, en dat die arme man wat by sy poorte gelê het, gesmeek het om genade op die aarde. Maar toe dit eendag tyd kom vir hemel toe gaan, toe met die ryk man, hierdie arme man smeek om genade, net vir 'n druppeltjie water. En dit is hoe Lukas dan die storie vertel, en hierdie arme man met die sere ophef en die help maak.